Hey, liewe kykers, baie welkom weer by goeie nuus. Dis altyd lekker om goeie nuus te hoor. Ek onthou as kind het my oupa kom kuier daar by ons en hy het so 'n spesiale hoeter gehad in sy kar. En dan as hy die straat afkom in Harry Smit, dan sit hy daai hoeter aan. Dit was so trompetgeluid. En dan het ek geweet, hier kom goeie nuus. My oupa kom, hier kom goeie nuus. En liewe kyker, is dit nie wonderlik dat ek vir u 'n trompet kan blaas vandag, daar waar u is, en u hoor die trompet en u weet, hier kom goeie nuus. U weet die kenwysie wat u hoor op die gitaar, is my seun wat dit speel. En as ek dit hoor, dan weet ek, dis goeie nuus. Ek dink aan my seun, ek dink aan mooi dinge. Ek dink aan ons Vader, ek dink aan mooi dinge. Liewe kyker, mag hierdie 25 minute vir u besonderse tyd wees. Mag dit 'n tyd wees wat u 'n openbaring kry van God die Vader en van Jesus sy seun en van die Heilige Gees. Ek bid dit vir u. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Dankie dat u sê ons kan met vrymoedigheid na u troon van genade kom en dat ons op die regte tyd gehelp sal word. En Vader, ek ken nie die omstandighede van elke mens nie, maar u ken dit. U weet dit. U weet presies wat elke kyker nodig het, sodat hy godvrugtig kan lewe, sodat hy of sy met blymoedigheid kan lewe. Vader, ek bid vir elke kyker, dat hulle 'n besonderse openbaring van u kan kry, vandag, daar waar hulle kyk, in Jesus naam. Dankie Vader. Jesus, dankie dat u ons totaal versoen het, met u Vader, ons Vader. Dankie dat ons vlekkeloos en blaamloos voor die Vader, u Vader staan, omdat u bloed Jesus ons vrygekoop het, ons skoon gewas het. Dankie Jesus. Ons roem in u, ons roem in die kruis, die volmaakte werk wat u gedoen het, Jesus. Dankie. Dankie dat u bereid was om my beker te drink. Dankie. Dankie Jesus. Nou Heilige Gees, dankie dat u vir ons na Jesus toegelei het. En dat u vir ons Jesus wys. Dankie Heilige Gees. Heilige Gees, ons vra dat u weer eens die woord vir ons sal open. Dat ons meer sal verstaan van hierdie wonderlike liefde wat die Vader vir ons het. Dankie Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Ai, liewe kyker, as ou so bid, dan sou weer bewus van, mense is nie alleen nie. Jy weet, hier waar ek sit, ek het nou hierdie mooi groen skerm hier agter my en al hierdie dinge, en partykeer verander hulle dit, dan is daar nie 'n groen skerm nie, maar dis vir my so lekker om hier te kan sit en met u die woord te deel. Ek wil weer gou begin by Jeremia 9 en net weer daai skrif lees. So sê die Here, vers 23, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en dat die sterkte, die heerser, hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hierop roem, dat hy verstaan en my ken. Dat hy my verstaan, my ken. Hy sê, dat ek die Here is. Dit is wat ons moet ken, dat hy die Here is, die meester is. Hy sê, wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Hy is die bron, hy is die waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. God kan nie alleen vertel nie, hy is die waarheid. So jy kan absoluut jou lewe gee vir wat jy sien, wat God gedoen het. Vir wat jy sien wie hy is. Jy kan dit doen. Hy sê, kom na my toe as jy vermoeid en belas is. Ek sal jou rus gee. Dis 'n belofte, liewe kyker. Hy gaan nie rus gee. Hy sê,
dat jy hom ken, dat hy geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So die Here wil hê ons moet hom ken. Nou, kom ons gaan na Johannes toe, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en as ons by Johannes uitkom, dan sien ons wat die ewige lewe is. Johannes 17, laat ek dit vir julle lees. Ons gaan weer aan met hierdie skrif, luister mooi, hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, dat hulle u ken. Dit, ons neem aan dat ons hom nie ken nie, dat ons hom moet leer ken. Wil u sê, daar waar u sit, Vader, ek wil u beter leer ken. Hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het, om God te ken. Dis my roeping. Ek wil sê dis my roeping. Dit roep my. Hierdie skrifte roep my om hom beter te leer ken. Liewe kyker, as jy kyk na Paulus in Filippense, kom ons kyk daar. In Filippense hoofstuk 3. Paulus sê hierso in vers 8. Ja, waarlik, ek ag ook alles as skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here. Ek ag alles skade, om kennis op te doen van Jesus Christus, my Here. Dit sê, is die ewige lewe, dat hulle hom ken. En ek en u kan hom nou leer ken. Ons leer hom ken, deurdat die Heilige Gees vir ons die skrifte openbaar. Nou begin ons sien, hoe is God? Hoe is die Vader? Dat hy is nie die vader van die leuns nie, die duiwel is die vader van die leuns. Ons leer ook die planne van die vyand ken. Ons leer en sien dat die duiwel is die vader van die leuns. Johannes 8 vers 44. Nou in dieselfde hoofstuk sê hy, ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak van die leuen. Nou, kom ons kyk na Efesiërs, die boek Efesiërs, en ons gaan nou openbaring kry. God gaan deur die Heilige Gees vir u wys. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So ons is geseënd met alle geestelike seëninge. Dis in ons. Nou, net soos Adam, toe Adam gebore is, het hierdie versoeking gekom na Eva toe. Sy is mislei. Sy gee vir Adam, hy eet, sonde en dood dring deur tot alle mense. Alle mense het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou kom God en hy stuur, in 1 Korintiërs 15 sê dit, die laaste Adam. Soos in een mens almal deel geword het van sonde en die dood, so stuur God een mens, gebore uit God, Jesus Christus. Hy maak die weg vir ons oop, sodat alle mense die geregtigheid van God kan ontvang, deur die wedergeboorte. Goed, hoe meer ons verstaan hoe hierdie dinge werk, hoe meer kan u kop oplig en sê, ek is 'n kind van die lewende God. Nou begin ek verstaan, ek hoef nie in sak en as te wees nie. Ek kan opstaan en ek kan my kop oplig en sê ek is 'n seun, 'n dogter van die lewende God. Nou begin ek verstaan, die Heilige Gees sal my nooit begewe of verlaat nie. Ek is nooit alleen nie. Ek is een gees met God. Jy sê, Piet, hoe kan jy hierdie dinge sê? Ek sê dit op grond van die woord van God.
Die woord van God sê in 1 Korintiërs 6, ek is een gees met God. Een gees met hom, 1 Korintiërs 6. Ek is een gees met hom. Nou, kom ons kyk nou net na Johannes hoofstuk 3. En hy praat oor die wedergeboorte daar, en hy sê duidelik, dat ons uit die gees gebore is. Johannes 3 vers 6. Ek lees dit vir u. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Goed. U is op die oomblik, kyk u na my. U het 'n liggaam. Hierdie liggaam dra die gees, of die gees is in hierdie liggaam. Ek praat met u. Is my gees hier binne. My tong praat. En liewe kyker, wat uit die gees gebore is gees. Wat uit God gebore is gees, want God is gees. Hierso duidelik, in Johannes hoofstuk 4, vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maar nou sê ons, maar goed, dis nou goed en wel, gees. Maar, wat van my liggaam? Wat van my gedagtewêreld? My gedagtes kan nie dalk sê, maak my mal. As ek in die oggend, ek kan dit nie, ek weet nie, ek voel ek wil mal word van hierdie aanvalle, noem het aanvalle, van gedagtes wat my verkleineer, wat my laat sleg voel. Wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Nou, ek het vir u goeie nuus. Genesing is naby u. Dis in u. In u is die genesing. Want, net soos wat u in sonde ontvang en gebore is u in geregtigheid wedergebore. U is ontvang en wedergebore, gebore in geregtigheid, wedergebore. U is deur God gemaak. God wat gees is, het u wederbaar. U het 'n nuwe gees. En soos wat u ruimte gegee het vir die sondige natuur, vir die ou mens, soos wat u gegroei het in hierdie verwerping, in hierdie selfbeeld wat verwronge was, net soos wat u in dit gegroei het, uiteindelik gegroei in die gif. Die gif het dit aangeblaas, en u dit gehoor, en u dit begin glo, en dit het ontwikkel in u. Nou kom ek, en ek kom gee vir u goeie nuus. U het Jesus aanvaar as u Here. As u nog nie het nie, doen dit nou. In Romeine 10 vers 9 en 10 sê dit, as jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy is wedergebore, omdat jy die naam van die Here aangeroep het, Jesus Christus. Goed, jy is nou uit God gebore. Ek wil amper sê, uit God wedergebore. Jou wedergeboorte het plaasgevind. Dis verby. Jy weet, hierdie lering of goeters wat deesdae in die wêreld aan die gang is, man dink hy's 'n vrou en vrou dink hy's 'n man. Maar jy weet, daar's 'n erger ding. Die erger ding is, dat jy as nuwe skepping van God nog steeds dink, jy is ook die ou mens. Jy is ook die sondaar mens. Jy sê dit op grond van, ek doen nog iets verkeerd, daarom is ek nog die sondaar mens. Liewe kyker, net soos die sondaar mens nie kon verander deur goeie dinge te doen nie. Net so, jy is 'n nuwe mens. En as jy iets verkeerd doen, verander dit nie jou geregtigheid voor God nie. Jy sê, nee Piet, jou stand, jou ID-dokument sê nou Christen. Jou ID-dokument sê geheiligde. Jou nuwe stand sê regverdig. Dit sê 1 Johannes 4 vers 17. Soos hy is ek in hierdie wêreld.
Dit is wat jou nuwe stand sê. Jou nuwe stand sê, ek het die Heilige Gees. Hy sal die Heilige Gees nooit van my af wegneem nie. Jy sien, moenie te mekaar wees met Ou Testamentiese skrifte, waar Dawid sê, Here, skep in my 'n rein hart, o Here, en gee my 'n vaste gees in my binneste. Daardie gebed is die gebed van iemand wat sien, Jesus moet nog kom. Jesus moet nog kom. Skep in my 'n rein hart, o Here. Wat sê ek in U? Dankie Here vir die nuwe verbond. Die nuwe verbond sê, ek sal jou 'n nuwe gees gee. Ek sal die hart van klip uit jou binneste uithaal en jou hart van vlees gee. Jy sê, ek het 'n nuwe hart. Ek het 'n hart van vlees. Ek is wat God wil hê ek moet wees. Hy het my geskape. Hy het my geboorte gegee. Wedergeboorte. Nou, ons is in Efesiërs. Ek wil vir u wys. Efesiërs, hoofstuk 2. En daarso gaan ek vir u lees vers 10. Luister mooi. Hierdie is die woorde van die lewende God. Dis die woorde wat God oorwakker is om te volbring. Efesiërs hoofstuk 2 vers 10. Hoor net u. U, ek, ons is sy maaksel. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Dit wat uit God gebore is gees. Jy is nou gees. Jy's nuwe mens in Christus. Geskape. Hy sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So, God het vir jou 'n pad van goeie werke, waarin jy kan wandel. Jy begin hoor, jy begin sê wat God sê, ek is sy maaksel. Soos Adam geskape is, en God het in sy neus die asem van die lewe geblaas, en Adam het 'n lewende siel geword. Net so het God nou die asem van die lewe in u geblaas. Liewe kyker, ek wil u sê, u is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Hierdie werk is verseël, sê Efesiërs, deur die Heilige Gees. Hierdie werk is 'n volkome werk. Dit is die laaste Adam wat dit gedoen het. Daar gaan nie weer een wees nie. Die laaste Adam het u in hom, hy in u in hom wedergebore. U is in. Sê bietjie, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Liewe kyker, 'n mens verstaan nie met jou verstand, hoe kan dit wees, dat ek in hom kan wees en hy in my? Hier in Efesiërs 2, as jy net bietjie terug gaan, hy sê duidelik hier, hy sê, hy het ons saam opgewek, en saam laat sit, in die hemele, in Christus Jesus. In Christus Jesus is u in die hemele, gesete in hemelse plekke. Niemand gaan u daar uitskop nie. Niemand gaan u uit sy hand uitruk nie. Jy's in die Vader, en die Vader is in jou. Ek het vir jou mooi gewys, in Johannes 14 sê Jesus, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek dit gedoen het, gaan ek julle kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Toe vra ek vir u, waar is Jesus? Waar was Jesus op hy oomblik? En dan sê hy in vers 11, weet jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? In Johannes 1 sê Jesus, sê Johannes, hy skryf het neer, Jesus was in die boesem van die Vader. En nou, liewe kyker, is jy in
1 Korintiërs 1 vers 30. Kom ek wys vir u. U sien, hoekom ek na die skrifte toe blaai, is ek wil hê u moet sien, maar hier staan dit, wat hierdie Piet Uys sê. Hier staan dit duidelik, 1 Korintiërs 1 vers 30. Deur hom is julle in Christus Jesus. Deur hom. Nie deur u standaard 5, wat u het nie. Nie deur u vorm 12 sertifikaat wat u het nie. Nie deur u graad wat u het nie. Nie deur u kennis wat u het nie. Deur hom is u in. Hier staan dit. Deur hom is julle in Christus Jesus. Ek is in Christus Jesus. Liewe kyker, sê dit, ek is in Christus Jesus, geplaas deur hom, deur God Almagtig. Hy het my ingeplaas. Ek wil dit amper vergelyk met die gewone geboorte. U het niks daarmee te doen gehad nie. Pa en ma het by mekaar gekom. U is gebore. Die saad het u in die lig gebring. En die eiersel is bevrug. En hier is u. Eintlik het u niks daarmee te doen gehad nie. Hierdie wonderwerk wat gebeur, waar u 'n nuwe skepping word, sy maaksel geword het, geskape in Christus Jesus. Die saad van God het in u hart gekom, het gesê ja vir die saad. Die saad was Christus. Dis wat Galasiërs sê, die saad is Christus. U het hom ontvang as u verlosser, en u is wedergebore. U gees is lewend gemaak. U het 'n lewendmakende gees. Die lewendmakende gees, die Heilige Gees, het u lewend kom maak. Nou is u 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Ek lees vir u in Efesiërs, geskape in Christus Jesus. Hier het ek nou vir u gelees, 1 Korintiërs 1 vers 30, u is in, liewe kyker. U is in. Kom ons kyk, wat het Petrus verstaan van dit wat ek nou sê? Kom ons kyk, hy was 'n man. Ek sê 'n man. Ek wou gesê het 'n man van staal. Maar ek trek dit terug. Hy was 'n man soos ek en jy, wat Romeine 7 uitgeroep het. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Petrus. En hy hoor die stem van die Here, wat na hom toe kom, en sê, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus, 3 keer. Want 3 keer het hy Jesus verloon. Nou sê hy, Here, u weet dat ek u lief het. Hy wag in Jerusalem. Die Heilige Gees kom op hom. Hy word 'n kragtige getuie. Handelinge 1 vers 8 word waar in sy lewe. Liewe kyker, dit moet waar wees in u lewe. Dit kan op hierdie oomblik waar word. Handelinge 1 vers 8. U kan gedoop word met die Heilige Gees. U kan Jesus vra, Jesus, doop my met die Heilige Gees. Hierdie Petrus verander. Kyk wat skryf hy in 1 Petrus 1. Hy noem homself, hy sê Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Petrus, 'n apostel, vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God. Hy sê, ek is uitverkore. Hy sê, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Hy sê, dis wie hy is. Hy is besprenkel met die bloed van Jesus Christus. Hy is heilig verklaar. Hy sê, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Hy is 'n man wat nou bewus is van die genade en die vrede van Jesus Christus. Ek haas my. Hy sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. So jy sien, hy roem in Christus. Ek terug by Jeremia. Hy roem in God.
Hy roem dat God goedertierendheid is, dat God vir hom die wedergeboorte geskenk het. Hy sê, wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan ontvang, wat in die hemele bewaar is vir ons. Liewe kyker, u ontvang die erfenis, die wedergeboorte, u het dit. Die skoonwas van die bloed van Jesus, u het dit. Liewe kyker, u het die Heilige Gees ontvang, hy sal nooit van jou weggaan nie. Dis u erfdeel, om nou gelei te word deur die Heilige Gees, prys die Here. Seën vir u. Ek gaan weer daar by Petrus aangaan, met die volgende een, u moet mooi bly, lief vir u.